stil. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons skriflesing is vanoggend uit 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, ons lees van die 11de vers af. Ek lees vanoggend uit die 2020 vertaling. 2 Korintiërs 5. Maar kom ons bid eers saam. Ek doen vanoggend die gebed na aanleiding van 'n gebed van Dietrich Bonhoeffer, die Duitse predikant wat in die Tweede Wêreldoorlog 'n verset teen Hitler gelei het. Hy het ook uiteindelik met sy lewe daarvoor betaal. So hy is maar 39 gewees toe hy dood is. Maar kom ons bid saam. O God, vroeg in die oggend roep ons na U. Help ons om te bid en ons gedagtes op U te rig. Ons kan dit nie self doen nie. Daar's duisternis in ons, maar by U is daar lig. Ons is eensaam, maar U laat ons nie alleen nie. Ons is swak, maar U kan ons help. Ons is rusteloos, maar by U is daar vrede. In ons is daar bitterheid, maar by U kry ons geduld. Ons verstaan nie U weë nie, maar U ken die pad wat ons moet volg. Maak ons vry en laat ons toe om nou so te lewe dat ons voor U en voor mense kan staan. Here, wat hierdie dag ook al mag bring, laat U naam geprys word. Here, ons is hier saam om ook nou U woord te lees. Breek dit vir ons, Here, en skryf dit in ons harte, dat ons daaruit kan lewe. Amen. Twee Korintiërs 5, ons lees van vers 11 af. Paulus skryf, aangesien ons weet wat ons sag vir die Here is, probeer ons mense oortuig. Maar by God is ons deeglik bekend, en ek hoop om ook in julle gewete so bekend te wees. Ons is nie weer besig om onsself by julle aan te beveel nie, maar ons gee julle aanleiding om tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê, teen die wat hulle op uiterlike voorkoms beroem en nie op wat in die hart is nie. As ons buite onsself is dit vir God. As ons by ons verstand is dit vir julle. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eers na sy uiterlike geken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie,
en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Dis die woord van die Here vanoggend. Ek lees weer vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. 'n nuwe skepping. Ons is nou van Vrydag af aan 'n nuwe politieke bedeling. Regering van nasionale eenheid. Vir die eerste keer sê dit 1994 is die ANC nie aan bewind nie. En daar's baie mense wat opgewonde is oor die nuwe bedeling. Hulle sien dat die land weer kan groei en dat alles verkeerd wat verkeerd is in die land nou gaan regkom. Daar's ook ander mense wat skepties is en sê ja. Hulle het nie vertroue in die politiek nie, dat die politici die regte ding sal doen nie, en daarvoor is hulle al te veel kere teleurgestel. En dis die hartseer van die lewe, nie, dat 'n mens ontgoochel word deur die lewe. Dat niks eintlik meer vir jou opgewonde maak nie. Jy het al te veel dinge beleef, te veel keer gesien hoe dinge verkeerd kan gaan en verkeerd gaan. Soos die Engelsman sê, been there, done that. Of as nou bietjie meer Bybels te klink, soos die prediker sê, daar's niks niets onder die son. Niks niets nie. Miskien is daar van julle wat ook vanoggend met 'n stuk teleurstelling in jou lewe sit. Te veel keer teleurstelling beleef het. Dat die opwinding van die lewe iewers langs die pad vervlou het. Niks maak jou regtig meer opgewonde nie. Jy droom nie meer oor die lewe of oor die toekoms nie. Jy leef nie meer met hoop nie. Jy droom nie meer nie. Of droom jy nog? Oor jou huisgesin, oor jou werk, oor die skool, oor jou toekoms, oor God. Of het jy ophou droom en laat maar die lewe oor jou rol. En trek jy maar die skouers op en ons gaan maar net aan. As jy so voel, is die Bybelgedeelte wat ons vanoggend gelees het vir jou geskryf. Want jy hoef nie so moedeloos te wees oor die lewe nie. Goed, die politici kan ons dalk weer teleurstel. Gaan ons dalk weer teleurstel, maar dis nie waar ons hoop en ons drome moet lê nie. Nie in die politiek nie. Dis nie waar ons hoop moet soek nie, maar in God. Geloof in 'n wonderlike God wat vir ons 'n nuwe toekoms kan en wil skep. 'n God wat hom nie laat keer deur teleurstellings en deur mislukkings en doodloopstrate en moedeloosheid en hooploosheid nie. Dis vir ons ons hoop en ons moed vir die toekoms.
moet gaan soek. Paulus het alles van hierdie nuwe toekoms geweet, wat God vir 'n mens kan bring. Hy was immers besig om die kerk uit te roei, toe God hom voorgekeer het en vir hom 'n nuwe lewe gebring het, waarin hy vir God begin leef het, en vir God gewerk het in die kerk. Hy wat eers die vervolger van die kerk was, het die grootste sendeling geword, want God het sy lewe omgedop, hom voorgekeer en hom nuut gemaak. Hy skryf daarvan in ons teksvers, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. As God met 'n mens besig is, sê Paulus, word jy nuut. Splinternuut, die ou dinge is agter. Daarom kan jy die lewe sonder vrees en moedeloosheid en teleurgesteldheid tegemoet gaan. Al is jy nie besonder dapper nie, want jy glo in die Here wat vir jou 'n nuwe kans gee. Die God van nuwe kanse. Die God wat vir ons die geleentheid skep om nuut te leef, voluit te leef, vervul te leef, gelukkig te wees, ons drome te kan verwesenlik. Ons hoef nie met 'n klomp hartseer bagasie deur die lewe te ploeter nie. God het die ou dinge weggevee, sê Paulus. Dis verby. Jou ou lewe, daarmee het God afgereken. Daarom skryf hy hier dat Christus in ons plek as sondaar behandel is, sodat daai sonde van ons afgeskryf kan word, afgereken kan wees. Maar dis nie net die ou stikkende verlede wat God mee afgereken het nie. God het nie net vir ons as dit ware 'n nuwe blaadjie omgeslaan, en nou kan jy weer van voor af begin om 'n lewe te leef nie. God het vir ons ook nuut gemaak. Nie net ons verlede weggevee nie, maar vir ons self nuut gemaak. Hier staan dit tog, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping, sê die 2020 vertaling, die 1983 vertaling sê, is 'n nuwe mens. Ons het nuwe mense geword. Ander mense as wat ons was. Of soos Jesus daar in Johannes 3 vir Nikodemus verduidelik het, dat God ons weer laat gebore word. Die woord wat hy gebruik is van bo af, gebore word. Die Gees maak ons nuut. Hy herskep ons. So ons is in Christus, sê Paulus, nuwe skepings. Dieselfde woord wat die Bybel gebruik vir God se skepingswerk in die begin, daar in Genesis 1 en 2. Nee? In die begin het God die hemel en die aarde geskep. So sê Paulus, skep hy vir ons ook weer van voor af, as ons aan die Here behoort. Hy maak ons nuut, sodat ons al hoe meer soos die Here Jesus kan lyk. Soos hy kan optree, soos hy kan dink, soos hy kan word. In dieselfde brief, net die vorige hoofstuk in vers 16 van hoofstuk 4 skryf hy,
Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons na uiterlike, word ons innerlik van mens, ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Jy sien, as jy aan die Here behoort, maak hy jou nuut, maak hy jou oor, en bly hy elke dag daarmee besig. Ons word in ons innerlike mens word elke dag, van dag tot dag vernuwe. En op die TV is daar so van tyd tot tyd sulke programme waar mense heeltemal 'n Engelse woord is 'n total makeover kry. Nee, ek dink Hannon het gereeld so 'n program gehad. Weet jy van nou op 'n oomblik weer so een is nie, maar dan die persoon wat hulle nou mee besig is, word heeltemal gepamperlang, kry 'n gesigbehandeling en ontrimpeling en nuwe haarstyl, miskien 'n nuwe haarkleur. Hulle kies vir daai persoon klere wat nou perfek sal pas by die nuwe voorkoms. En dan kom die mens daar uit die kamer uit en almal val omtrent op hulle rug oor hierdie nuwe voorkoms. Maar uiteindelik is dit net 'n nuwe voorkoms nie. Dis nie 'n nuwe innerlike nie. Dis maar 'n uiterlike verandering. Geen mens kan iemand anders se innerlike oormaak nie. Daarom sê ons mos in die uitdrukkinge jakkals verander van hare, maar nie van streke nie. Ons kan nie mense oormaak nie. Maar God kan. Deur sy gees maak hy ons heeltemal oor. Nuut. Van vooraf. In Christus is jou ou mens as het ware gesterwe, skryf Paulus hier. Nou is dit 'n nuwe jy, wat saam met hom uit die graf opstaan, sodat jy nuut kan lewe. Dis wat God in ons doen, innerlik, word ons van dag tot dag vernuwe. Die oue is verby, alles het nuut geword, en daarom, as daar nou een droom is wat ek vir myself het, en wat ek elke dag ook voorbid, is dat die Here my innerlik sal vernuwe. Dat ek opnuut op God sal fokus elke dag. Op die God wat nuwe lewe bring, ook in my lewe. Nuwe insigte bring in my lewe. Nuwe karaktertrekke in my lewe na vore kan bring. Wat nuwe geleenthede kan skep waar ek moed opgegee het. Nuwe moontlikhede oopmaak waar ek net toe deure sien. Dat die God wat ou en verkeerde dinge uitvee, ook vir my nuwe kanse gee. Dis die God wat vir my en vir jou nuut maak. Want ons behoort aan Christus en daarom is ons nuwe mense, nuwe skepings. Daarom kan ons draers van hoop wees in 'n hopelose wêreld. En hoef ons nie met 'n ingesteldheid van sal tog nie werkie leef nie, want ons leef met die Here saam, volg die Here wat alles nuut maak. Ook vir jou. Amen. Ek wil nou vir ons 'n gebed bid uit lied 601. Dit is 'n ou Nederlandse
gesang, wat 'n goeie vriend van my, Dani de Tooy, senior, in Afrikaans omgedig het. Dani de Tooy, julle sal waarskynlik sy kleinseun beter ken, Spoegwolf. Maar Spoegwolf se oupa is 'n predikant. Al die jare in Pretoria gewees, maar hy woon nou in die Parel en hy het die lied omgedig. So Elmien gaan vir ons dit saggies speel en ek gaan dit dan bid terwyl sy die lied speel. Die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms. Swaar kry vir altyd verby. God laat hul vreugde sien. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Gister se seer is verby, gister se stryd vergete, wolwe en lammers wys saam, vrede sal altyd bly. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Sing met 'n vrolike stem, sing van die nuwe aarde, sing van die stad van die Heer, die nuwe Jerusalem. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Elkeen wat dors het mag kom, drink die fontein se water. God kom dan self by ons woon, ons is 'n volk vir hom. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Voordat ons roep sal hy weet, hy sal gebede antwoord, hy hoor ons harte se nood, voordat ons nog kan smeek. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Ontvang nou die Here se seën en gaan leef nuut vir hom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle almal.
help guns.